Goeiemôre vriende. Baie welkom hier by ons geleentheid waar ons wil eintlik afskeid neem van die oorlede tannie Betty Andrews. Ons wil hier in hierdie byeenkoms wil ons graag 'n lewe vier wat vir ons almal 'n voorbeeld was. So kom ons begin met ons herdenkingsdiens. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader in die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing uit die begrafnisbrief, die eerste lied wat daar op die agterblad afgedruk is. Kom ons bid nou saam, ons vra die Here se seën. Hemelse Vader, ons nader vanmôre tot u troon met ons menslike verlies. U sien ons trane en ons gemis in ons afskeid van 'n dierbare suster in Christus Jesus. 'n vriendin
en familie in soveel opsigte. Ons bid om u vertroosting, o God Heilige Gees. En ons bid ook dat u die boodskap wat u vandag vir hierdie byeenkoms wil gee, in elke hart sal vasmaak en sal laat groei tot eer en verheerliking van ons Heiland en Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees vanmôre uit 2 Korintiërs hoofstuk 4 vanaf vers 16. Want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis, nie met hande gemaak nie, ewig in die hemel. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang ons om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. As ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons, wat nog in hierdie tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontkleed wil wees nie, maar oorkleed wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy, wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Onderpand beteken 'n waarborg, die Heilige Gees as waarborg gegee. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, hierdie sterflike liggaam, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ook ons ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Ons lees tot sover. Ons het gelees, broer en suster, ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam wil afstand doen nie. Eg menslik. Ons weet dat, solank ons hier in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie. Maar, of ons hier woon of daar woon, ons net een wens, en dit is om te lewe soos hy wil. Nou geliefdes, soos gesê, ons is vandag hier by mekaar om Tannie Betty Andrews se godvrugtige lewe te vier en die baie jare te herdenk waardeur sy saam met ons die pad geloop het. Ons wil ook vir God dank vir 'n lewe wat vir ons 'n voorbeeld was. Ek kan nie anders as om aan Tannie Betty te dink as iemand wat gelewe het soos God het wil hê nie. Persoonlik weet ek van sakke vol truie wat sy gebrei het om arm kindertjies te help warm maak. Ek weet dat sy
alle eredienste hier in ons gemeente bygewoon het, tensy dit vir haar onmoontlik was. En dit is wat God wil hê van elke kind van hom. Ander mense, glo ek, sal baie meer van haar weet as wat ek weet. Ek glo dat daar vandag baie mense is wat aan haar kan dink as iemand wat in Matteus 5 vers 16 beskryf word. En dit beskryf die mens so: laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ek wonder soms hoeveel arme mense het God verheerlik, omdat hulle warm aangetrek was met Tannie Betty se toedoen. Jezus het immers gesê, wat julle aan een van hierdie geringes gedoen het, het julle ook aan my gedoen. Wat 'n heerlike vertroosting. Nou van daaruit is dit vandag vir my 'n vreugde en 'n voorreg om maar net God se woord aan u voor te hou en te bedien. Nou, terwyl die Here versuim om te kom, is daar niks wat sekerder is as dat elkeen van ons sal sterwe. Elkeen. Maar kom ons kyk 'n bietjie, wat beteken dit om liggaamlik te sterwe? Vir ons wat in die Here Jesus gesterwe het. Is dit ondergang of vooruitgang? Is dit sonsondergang of sonsopkoms? Is dit die einde of is dit die begin van die werklike ware lewe? En hoe lyk die ware lewe? Wat is dit eintlik? Jesus Christus het die volgende belofte gemaak: ek gaan om vir julle 'n plek gereed te maak. Ek sal weer kom en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En toe Paulus hierdie brief wat ons vanmôre gelees het aan die Korintiërs geskryf het, het hy ook verlang om by Jesus te wees. Hy sê in hoofstuk 5 vers 1 tot 2 die volgende: want ons weet dat wanneer ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou van God het, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemel, want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorklee te word. Wat 'n vooruitsig, wat 'n hoop, wat 'n vreugde vir elkeen wat God op sy beloftes neem. Wie sal verkies om in 'n vervalle tent te bly woon, as jy die vooruitsig het om na 'n paleis te verhuis? In 'n stad waar die strate van goud is, en die poorte van parels, en blydskap en vrede wat alle menslike denke te bowe gaan. Daar waar geen moeite of sorge of trane is nie, maar net God se heerlike teenwoordigheid en strome van lewende water, vol blydskap en vreugde en lofprysing en aanbidding. Geliefdes, waarom sou jy verkies om maar liewer as vreemdeling te bly woon in jou verskeurde tent? En 'n lewensbestaan wat net soos jou tent lyk. Waarom sou jy dit verkies? Hebreërs 11 vers 13 tot 16 sê vir ons die volgende omtrent die aartsvaders
waarvan God se woord ons vertel. Hy sê, in die geloof het hulle die beloftes uit die verte gesien en geglo en begroet. En hulle het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op die aarde was. Nou verlang hulle na 'n beter vaderland, dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Vir hulle. Ek vra myself onwillekeurig af, is ek een van hulle vir wie 'n stad berei is, vir wie 'n woning en paleis wag, vir wie ewige vreugde wag? Is ek een van hulle? Weet u, vriende, broers en susters, uit baie eendersluidende skrifgedeeltes leer ons dat hierdie aardse lewe baie tydelik is. Soos 'n tent verouderd raak, verslete raak, later vol gate val en later sommer net eenvoudig in mekaar sak, so is ons liggame ook besig om te vergaan. So glo ons dat God se kinders hierdie aardse bestaan eintlik mag beskou as iets wat hulle terughou van die ewige heerlikheid wat wag in ons hemelse vaderland. Daardie plek wat Jesus vir ons voorberei het. Daardie stad wat God self vir hulle gebou het. Dan word die liggaamlike dood vir die kind van God 'n bevryding, soos die oudtyds Exodus 'n bevryding was vir Israel uit die slawerny van Egipte, op pad na die land wat God met 'n eed beloof het, 'n nuwe vaderland, waar ons nou alreeds ons vaderland het, en nou alreeds bywoners is hier op aarde. Inderdaad het die dood sy verskrikking en sy angel verloor. Die liggaamlike dood word eintlik 'n bevryding van hierdie aardse bestaan, met al sy moeite en pyn en verdriet en teleurstellings, wat ook al. 'n sekere prediker, sekere T. de Wit Talmage, het eenmaal geskryf dat hy een aand baie moeg, terwyl sy kinders rondom hom speel in sy sitkamer, in sy stoel aan die slaap geraak het, en hy droom toe. En hy droom, hy bevind hom in 'n vreemde, 'n onbeskryflike mooi landskap. Hy beskryf die verruklikste tonele en gewaarwordinge wat hy daar ondervind. Maar dit was maar net sy ontoereikende droom. Want die heerlikheid, broer en suster, in God sy hemel, in God sy teenwoordigheid, kan geen taal beskryf nie. Kom ons staan nog vir 'n paar oomblikke stil saam met my. In hierdie land waar God self die lig is. 'n Plek waar mense se verbeelding nie kan bykom nie. Waar mense woorde te min geraak het om te beskryf. En drome ontoereikend geraak het vir die heerlikheid wat wag op God se kinders. En ons moet dit glo van harte. Ons weet dit kom. 'n Plek waar dood en droefheid heeltemal onbekend geword het, waar niemand homself so ver kan bring om op te hou, om te jubel en te juig en te sing en te lag en daarmee die ewige God te aanbid en te verheerlik. Is dit nie wonderlik om aan 'n ewige hemel te dink nie, wat ons nie aan kan dink met ons aardse verstand nie. Daar waar ons geliefdes vir wie ons eenmaal
by hulle dood totsiens gesê het, weer kan omhels en saam met hulle kan juig. Daar waar ons vir ewig regtig tuis is, en waar die warmte van God se glimlag en sy liefde ons soos 'n warm kombers omvou. Maar weet u, die Bybel sê dat die nuwe Jerusalem strate van goud het en poorte van parels. Dit is beeldspraak, ons weet dit uit God se woord uit. Dit wil maar net vir ons sê dat dit gaan ons menslike verbeelding te bowe. Die eintlike heerlikheid van die hemel is God se teenwoordigheid wat onbeskryflik is, wat nie vasgevat word in menslike tale nie. Die feit dat hy daar is en dat ons hom met ons hele hart gaan aanbid en toejuig en prys en loof. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Vers 9 van ons skrifgedeeltes rig dan ook 'n liefdevolle waarskuwing aan ons, wat nog nie daartoe gekom het, om Jesus Christus as enigste verlosser en zaligmaker en troos te ondervind nie. Maar of ons hier woon, of daar woon, ons is net een wens, en dit is om te lewe soos hy wil. 'n Liefdevolle waarskuwing vir hulle wat nog twyfel. As ons daarna verlang om in die intieme hemelse teenwoordigheid van God te leef, laat ons dan die tyd uitkoop, broer en suster. Waarom sal ons dan nie daarna strewe om te lewe soos God wil nie? Wat hou u terug? Wat hou my terug? Want as ons vir hom lewe, dan sal ons vir ewig met hom lewe. Daarvoor staan God se beloftes vas en seker. Nou, dit is menslik om 'n geliefde se heen gaan as 'n verlies te beskou en te belewe. En ons huil omdat ons haar gaan mis. Ja, dis waar. Dit is echt menslik. Maar kinders van die Here treur nie soos hulle wat geen hoop het nie. Kinders van die Here het daardie hoop. Ons treur omdat ons haar nog verlang gaan mis. Maar nie soos hulle wat geen hoop het nie. Ons treur nie omdat sy nou veilig by die Here is nie. Die liggaamlike sterwe is eintlik maar net, geliefdes, net 'n oorstap van die tydelike, die vergankelijke tentwoning, hierdie woning waarin ek ook woon en waarin u vandag nog woon, net 'n oorstap na die ewige heerlikheid, in God teenwoordigheid. Waarom sal u en ek nie daarna strewe nie? Amen. Kom ons dank die Here. Ons Vader, ons dank u opnuut vanmôre vir u eniggebore seun, soos u alreeds aan die begin van die skepping vir ons beloof het. Jesus, ons geliefde verlosser en zaligmaker. Ons dank u vir die regverdigmaking wat u vir ons deur u lyding en die kruis van Golgotha bewerk het. Dank u Here vir u oorwinning van die dood, sodat ons die ewige lewe in u heilige teenwoordigheid mag smaak. O God, Heilige Gees, dank u vandag dat u weer aan harte kom klop het,
Dankie dat U ons geleer het van ons ewige erfenis wat vir ons wag. Wil U genadiglik U fluistering in ons harte lewendig hou en laat groei. Ons loof en dank U, drie-enige God, vir U genade, U getrouheid en U liefde vir ons. Amen. Ons sing nou ons slotlied, soos dit afgedruk is op die agterblad van ons begrafnisbrief. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die heiliges gaan met elkeen van ons. Amen. Ek gaan nou die microfoon oorgee vir die familie. Is daar 'n microfoon? Ja, daar is 'n microfoon. Dat is hij. Hallo, dag. Maar net zo ogenblik, net zo ogenblik. Power is hij, gelijk hem gemute, daar is hij. Daar is hij.
Eerstens wil ek net aan ons Hemelse Vader sê baie dankie dat u vir ons tannie Betty so lank gespaar het en dat sy nie 'n lang siekbed gehad het nie. Vir ons familie was sy die ou matriarg na wie almal kon opkyk. Daar is 'n paar mense wat ek wil uitsonder. Eerstens Ria, wat 'n lang pad saam met tannie Betty gestap het. Sy het tannie Betty geneem vir haar banksake. Sy het na tannie Betty omgesien toe sy in haar laaste dae in Manrikop opgeneem is en toe weer later by St. George's Hospitaal. Theo en Elise Rautenbach, baie dankie dat julle haar gereeld geneem het vir haar inkopies. Julle en Rian het ook 'n groot aandeel gehad in die opruim van haar cottage wat sy gewens 'n reuse taak was. Aan al haar mede-inwoners van Fairhaven, julle besoekies en bystand het sy altyd waardeer. Haar familie en vriende oor die land, julle volgehoue kontak met haar, waar het sy baie waardeer. Dankie aan die familie wat ver gekom het om haar gedenkdiens saam met ons te vier. Aan die personeel van Manrikop, St. George's Hospitaal, Dr. Fali, wat vir baie jare haar huisdokter was, baie dankie. Aan die supervisors van Fairhaven en Atlas, baie dankie. Aan Dominee Achenbach vir sy treffende boodskap en die orliste, die koster, mevrou Achenbach vir die pragtige blomme en vir die dame wat die spysenering gereël het, dankie. En al die mede-lidmate van die APK Kerk. Aan Theo Swart vir livestreaming, baie dankie. Baie dankie aan Susie van Akop en haar werknemers vir hulle uitstekende en professionele diens. Dit het ons in liefdestaat soveel makliker gemaak. En as daar enige iemand is wat per ongeluk uitgelaat is, julle ook hiermee word bedank. En dan is daar koffie en tee en ververgings en ons nooi julle almal uit om aan te sluit daarvoor. Baie dankie.